interessante droom hierdie week gehad. 3 interessante drome. Ek gaan nie almal deel nie. 2 van hulle sal ek deel. Ek het net gevoel vanmôre, ek wil dit deel, want ek wil vra dat julle ook saam met my sal weet. Ek glo daar's iets wat die Here nie net vir my nie, maar vir ons as 'n gemeente in storie. Ek droom, ek ry in die stad en daar's 'n vrou wat my so na besigheidssentrum toe wys, vroeg. En ek gaan en ek stop daar om toe binnekom, is daar 'n pastoor wat ek ken in die Kaap, wat oor die woord en lewe is in die Weskaap. Hy is die koördineerder hier van die woord en lewe netwerk in gemeentes. En ek stap na hom toe, en ek kry nie regtig veel met hom te doen, of praat met hom. Ek het al min woorde met hom gepraat, maar ek glo die Here het hom vir 'n rede gebruik in hierdie droom. En ek stap na hom toe en hy wys vir my en hy sê, daar gaan jy 'n hospitaal bou vir die Here. En hy sê, en die Here gaan dit in 'n kwessie van 'n paar weke doen, want ons ook sal invest in hierdie hospitaal en baie ander. En hy wys my in die gebou waar ons staan. Hy sê, in hierdie gebou kan jy gebruik, wanneer ook al jy wil. Ek word wakker, en dit is 'n droom wat baie helder by my was, en ek dink, Jesu, 'n hospitaal. En dis as die Gees van die Here vir my sê, ek het nie gekom vir die wat gesond is nie, maar ek het gekom vir die wat siek is. Amen. Vanoggend word ek wakker met 'n droom, waar ek loop, en sover as wat ek kan, steek ek mense met 'n injection pen. Soos daai wat jy vir die diabetes gebruik. En ek steek elkeen en sê, hierdie gaan jou beskerm teen die virus wat kom. En ek glo weer eens, is nie fisies nie, maar dit is geestelik. En ek glo ook vanmôre dat hier is iemand vanmôre in hierdie plek, of dalk wat later na die woord sal luister, die Here het 'n woord vir jou. En ek glo die Here wil genesing bring in jou lewe. Nie noodwendig dalk fisies nie, maar emosioneel en geestelik. Dit is hoekom Jesus gekom het, en dit is wat hy nog steeds vandag doen. Is hy genees. Nou, ek wil as jy jou Bybel saamgebring het, kan jy vir my saam blaai. Ek wil jy bid saam met my oor hierdie woord, want ek glo daar's baie meer in dit as net dit wat die Here in stoor het. Bid vir my dat ek 'n goeie steward sal wees van dit wat die Here gegee het. 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 vers 10. En ons gaan lees tot en met hoofstuk 22 vers 2. 1 Samuel 21 vanaf vers 10. En Dawid het hom klaar gemaak en die dag van Saul af weggevlug. Ons weet hoekom, want Saul wil hom doodmaak, omdat hy uitgevind het dat Samuel hom gesalf het as die volgende koning van Israel. Saul het hierdie bitterheid in sy hart gehad, hierdie illusie, hy het trots gehad, hy was ongehoorsaam aan die Here en die Here het hom verwerp as koning. En nou wil hy Dawid doodmaak. En dit sê hierson, Dawid het hom klaar gemaak en in die dag van Saul af weggevlug en by Agis die koning van Gat gekom. Maar die dienaar van Agis het hom gevra, is dit nie Dawid, die koning van die land nie? Interessant, dat die Filistyne hom erken as die koning van die land. Maar Saul kon nie sien wat die Here doen. Het hulle nie vir hom in die koordanse gesing nie en gesê, Saul het sy 1000 verslaan, maar Dawid sy 10.000. En Dawid het hierdie woorde ter harte geneem en baie bevrees geword vir Agis, die koning van Gat. Want hy het, 'n paar hoofstukke terug het hy vir Goliat verslaan, geveg teen die Filistyne. Nou weet hulle wie ek is, wat gaan hulle nie met my doen nie? Want hy is alleen in hierdie oomblik. En Dawid het hierdie woorde ter harte geneem en baie bevrees geword vir Agis, die koning van Gat. En daarom het hy hom voor hulle oë kranksinnig aangestel en hom mal gehou. Hy het gemaak of hy mal is. En hy het onder hulle die hand op die
die deur van die poorte gekrap en sy speeksel in sy baard laat afloop. En daarom sê Agis aan sy dienaars, julle sien of die man is kranksinnig, waarom bring julle hom na my toe? Hy's nou mal, so hy kan nou nie meer teen ons veg nie, en jy weet, ek dink die Here het hom ook verlaat, so wat maak ons hier met hom? Het ek 'n gebrek aan kranksinniges dat julle hierdie een bring om sy kranksinnigheid by my uit te haal? Moet so een in my huis inkom? Hoofstuk 22 vanaf vers 1, en Dawid het daarvandaan weggegaan en ontvlug na die spelonk van Adullam. En toe sy broers en sy hele familie dit hoor, het hulle daarheen afgetrek na hom. Verder het hy by hom vergader elkeen wat in benoudheid was en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het en elkeen wat verbitter was, en hy het die owerste oor hulle geword, sodat daar omtrent 400 man met hom saam was. Terwyl hy in hierdie spelonk in hierdie grot sit, nadat hy gevlug het en bevrees was, skryf hy vir ons Psalm 34. Psalm 34, 'n psalm van Dawid, toe hy hom kranksinnig gehou het. En die hom weggejaag, Abimelech het hom weggejaag, koning, sodat hy ingegaan het. Dawid vlug van Saul, hy bevind homself by die Filistyne, hy is vreesagtig, hy gedra homself soos 'n madde, en toe laat hulle hom gaan en hy vlug na die grot toe. En hy skryf die psalm van Dawid toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech. En hierdie is 'n koninklike titel in die woord gewees, en die het hom weggejaag sodat hy heen gegaan het. Vers 2 van Psalm 34 sê, ek wil die Here altyd loof. Ons gaan nou kyk hoekom hy hierdie psalm geskryf het. Hy sê, maar ek wil die Here altyd loof. Hierdie woord wil sal beter verstaan word as sal, as ons na die oorspronklike teks kyk. Ek sal die Here loof. Dis nie dat hy sê, ek wil graag, ek hoop dat ek die Here sal. Hy sê, ek sal die Here loof. Dis die wil. Ek wil, dis 'n besluit wat ek maak. Ek wil die Here loof. Ek sal die Here loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here. Ek sal die Here altyd. Nie net in die goeie tye nie, maar ook in die slegte. Maak nie saak waartoe ek gaan nie, ek sal. Dis 'n keuse wat ek maak om die Here te loof, om hom te aanbid. En sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom daarin beroem in die Here. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 31, hy sê, die wat roem, moet in die Here roem. Nie in homself nie. In Jeremia 9 vers 23 tot 24 sê die Here sê, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie. En laat die sterkte hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie. Maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op aarde doen. Hy sê, my siel, skryf Dawid, beroem hom, nie op myself nie, nie op my krag nie, nie op dit wat ek kan doen nie, maar sal hom beroem in die Here. Net soos ons reg hierdie woord sien, en hoe lyk dit vandag in ons lewe? Iemand wat in homself roem sal sê, kyk wat het ek gedoen. Hy sal sê, ek is sterk, hy sal sê, ek is wys, ek het hierdie rykdom verwerf vir myself, ek verdien dit, mense moet my bewonder, ek wil groot wees, ek wil iets wees in hierdie lewe, ek wil iemand wees in hierdie lewe. Ken jy so iemand? Is jy dalk so iemand vanmôre? Iemand wat in die Here roem sê nie, kyk wat het ek gedoen, hy sê, kyk wat het die Here gedoen. Ja. Iemand wat hom in die Here roem sê nie, ek is sterk nie, hy sê, God is my sterkte. Amen. Iemand wat roem in die Here sê nie, ek is wys nie, hy sê, wysheid kom van bo. Wysheid kom van die Here af.
Iemand wat in die Here roem sê nie, ek verdien dit nie. Hy sê, alles wat ek het is uit genade. Dit is vir my geleen. Iemand wat hom beroem in die Here sê nie, moet my bewonder nie, maar hy sê, kyk na die Here, bewonder die Here vir wie hy is. Iemand wat hom roem in die Here sê nie, ek wil groot wees nie, hy sê, wil die Here, ek moet die Here groot maak. Ek moet die Here prys vir wie hy is. Paulus kom en hy sê, ek het baie om in te roem vanmôre. As hy hier sou wees, sou hy dit gesê, en hy sou kon opnoem, alles waaroor hy kan roem. Dat hy 'n ware Jood is. Dat hy gelei het vir die Here, dat hy al hierdie dinge gedoen het, dat hy preek, dat hy apostel is, hy het baie om in te roem, maar hy sê, ek kies nie om te roem nie, ek roem in die Here. Ek roem dan eerder in my swakhede. Dis my interessant, vandag het ons baie mense, kinders van die Here, wat roem in hulle self. Ek is dit, ek is die, ek kan dit doen, ek doen dit vir die Here. Maar wanneer ek na die woord van die Here kyk, moet ons eintlik maar net 'n spieël wees wat sê, no, I want to point to him. Wanneer jy my sien, dat jy sy refleksie sal sien. Ek roem in die Here. Hy gaan in vers 2 die B-gedeelte, hy sê, en die ootmoediges, dis die nederiges en die sagmoediges, die wat nie in hulle self roem nie, maar wat in die Here roem, hulle sal dit hoor. Hulle sal hoor dit wat die Here vir Dawid gedoen het, en hulle sê, maak die naam van die Here saam met my groot, en laat ons saam sy naam verhef. Maak die naam van die Here saam met my groot, en laat ons sy naam verhef. Kan ons vir 'n oomblik net vanmôre die Here se naam groot maak in hierdie plek? Halleluja. Weet jy hoe om dit te doen vanmôre? Is jy dalk te skaam? Is jy dalk bang dat iemand gaan dink of gaan sê? Kan ons die Here se naam groot maak? Kan ons net so begin klap? Begin klap, begin die Here se naam groot maak. Wat moet jy dit doen vanmôre, net om dit te doen? Doe dit vanmôre vir wie hy is, vir dit wat hy al in die lewe gedoen het vanmôre. Kijk, maak nie jou mond om te wyk, nie opbou nie, hou aan. Jy moet al baie dit doen vanmôre, en kom maar kyk, maak die Here se naam vanmôre saam met my groot. Vertel vir die wêreld wie hy is, hoe groot hy is, hoe wonderlik hy is. Ek voel vir my nog steeds nie goed genoeg nie. Is dit wat ons het vanmôre vir die Here? Is dit wat ons vanmôre vir die Here kan gee? Na alles wat hy vir jou gedoen het, na al die kere wat hy jou deurgedra het, wat hy jou verlos het, is dit wat ons vanmôre vir hom kan bring? Dit is altyd in ons seker ons persoonlikheid, maar party van ons moes nou al opgestaan het en gaan begin hardloop het en begin dans het voor die Here. Maar jy het vergeet waar hy die Here jou uitgehaal het. Jy het vergeet toe jy in jou binnekamer op jou knieë was en dit deur gebid het en jou trane voor die Here gestort het. Jy het al vergeet hoe dit was, die oomblik toe die deurbraak gekom het. Jy het vergeet wie die Here vir jou is. As ons bidure hou, is 10% van die gemeente in die bidure. As ons 'n worship aand hou, is 10% van die gemeente by die worship aand. Want ek kom kerk toe wanneer ek net iets kan kry. Wanneer daar vir my 'n woord is, wanneer daar vir my 'n boodskap is, wanneer ek kan uitstap en sê, I was in the presence of the Lord. Maar die oomblik wanneer ons vra, kom en wees 'n intercessor, stand in the gap, do something for somebody else, come to a worship night and praise God for who He is. Is ons te besig? Is ons te lui? Is ons te moeg? Wanneer dit gaan oor dat ek vir God moet gee en vir ander moet gee, die tyd nie, ek is te moeg, ek was te besig hierdie week, pastor. Solank as wat ek kan kry, solank as wat ek kan ontvang, en soveel kere die Here gegee, soveel kere die Here vir jou gedoen. Maak die Here se naam saam met my groot, en laat ons sy naam verhef. Hy sê in vers 5, ek het die Here gesoek. Ek sien wie soek die Here. Wie het al die Here gesoek in jou lewe?
Dawid sê, hy het my geantwoord en my uit al my vrese gered. Nie net van dit nie, maar al my vrese. En ons het toch so baie vrese in ons lewe, ons vrees mens. Ons vrees vir omstandighede, ons vrees vir die dood, ons vrees vir siekte, ons vrees vir die natuur. Hoeveel mense sit dalk nie vanmôre nie, maar jy vrees vir iets soos 'n aardbewing. Jy vrees vir iets soos 'n tsunami. Jy het meer vrees vir die natuur en vir die winde en vir al die dinge as wat jy vrees het vir God. Vrees vir toekomstige dinge. Vrees dat jou pensioen kan weggevat word. Vrees dalk vir kanker. Wat ook al dit mag wees vanmôre. Dawid sê, ek het die Here gesoek en hy het geantwoord en my uit al my vrees gered. Is nie dat Dawid nie vrees gehad het nie. Een oomblik maak hy vir Goliat dood en die volgende oomblik is hy hier tussen die Filistyne en hy raak bang en hy maak of hy mal is sodat hy kan ontsnap. Maar is wanneer jy vrees wat jy dan doen? Kou jy jou naels? Begin jy eet? Begin jy jou hare uit jou kop uittrek? Begin jy rondom vir almal vertel waaroor jy vrees en bekommerd is en jy post dit op Facebook en op social media, of gaan jy in die binnekamer en jy soek die een wat jou kan red van al jou vrees? Amen. Vers 6. Hulle, dis die wat die Here soek, het hom gesien en hulle het gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Romeine 5 vers 5 sê, die hoop beskaam nie. Of jy vanmôre sê, dat as jy jou hoop in die Here plaas, as jy jou aangesig na die Here toe draai, en jy soek die Here, sal jy nie met 'n rooi gesig gelaat word nie. Hoe lyk dit? Dis wanneer jy te bang is om na die Here te kyk, want mense gaan sê, waar is jou God? Hoekom is jy in hierdie omstandighede? Hoe gaan dit so met jou? En dis asof jy, ek weet nie, ek kry skaam, want ek weet nie of die Here my gaan verlos nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, die Here wat ons dien, sal jou nie beskaam laat staan. Die hoop beskaam nie beteken, ek hoop dit sal gebeur. En dan gebeur dit nie en ek is mismoedig. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, kyk na die Here, soek die Here en jy sal nie beskaam staan nie. Jy sal nie teleurgestel word. Hy sê hierdie ellendige, en hy praat van homself Dawid, hy sê hierdie ellendige het geroep. Het al geroep na die Here. Nie gevra nie, nie net gesê, ag Here, as jy in die nood is, wie was al in 'n lift toe gewees? Ek weet Cheryl het nou die dag vertel van 'n lift wat gaan staan het. Is daar nog iemand om herleen op te steek daar? Was dit benoud? Het jy geroep? Jy kan nie dan in die lift staan en sê, hallo, hoor iemand my, is iemand daar buite nie, jy skree, dalk staan jy hoop, jy maak 'n geraas dat iemand dalk sal hoor, en veral as die telefoontjie ook nog nie werk nie. En daar die sein is, wat sal jy doen? Jy sal skree van die tong van jou stem af, net sodat iemand jou moet hoor, amen? En was jy al op daardie plek gewees, dat jy moes uitroep na die Here? En Dawid sê, ek geroep, en die Here het gehoor. Hy hoor altyd. En hy het hom, uit al sy benoudheid verlos. Vers 8, hy sê, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat God vrees, en hy red hulle uit. Die Here beskerm ons. Hy kyk na ons. En dan kom hy by vers 9, wat ons tema vir vanmôre is, smaak en sien. Taste and see that the Lord is good. Smaak en sien dat die Here goed is. Hy sê wel geluksalig is die man wat by die Here skuil. Wat
wat veiligheid soek by die Here, wat rus soek by die Here, wat die Here vertrou met jou lewe, met jou veiligheid. Wel geluksalig, dit is 3 woorde, wel, dit sal goed gaan met jou. Gelukkig, jy sal gelukkig wees, en salig, jy sal geseënd wees. Wel geluksalig, dit is 'n completeness of being blessed. Hy skryf dan, vers 10, vrees die Here. Hy praat met homself, maar hy praat ook vanmorgen met ons. Hy het nou net die mens weer gevrees, en net vir 'n oomblik vergeet, dat God was saam met hom toe hy Goliat verslaan het. En vir 'n oomblik raak hy net deur vrees bevange, en hy sê vir homself, vrees die Here. Want as jy hom vrees, kan jy niks anders vrees nie. Vrees die Here, o sy heiliges, want die wat hom vrees, sê net saam met die wat hom vrees. Die wat hom vrees, het geen gebrek nie. Is in die skrif. Die wat hom vrees, het geen gebrek nie. Hy sê die jong leeu's ly armoede en het honger. Dit beteken dis 'n beeld van mense wat sterk is, wat kragtig en selfversorgend is, en selfs hulle kan honger ly. Maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. Vers 12, hy sê, kom kinders, en luister na my, ek wil julle die vrees van die Here leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat die dae lief het om die goeie te sien? Wie wil 'n goeie lewe hê terwyl hy hier op aarde is? Wie wil die goeie sien? Wie wil die seën van die Here beleef en ervaar? Hy sê dan die volgende, bewaar jou tong vir wat verkeerd is. As jy die goeie wil sien, en dit is wat dit is om die Here te vrees, bewaar jou tong van wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. In vers 15, hy sê dan, en wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. Hy leer ons hier wat het is om die Here te vrees. En hoe lyk 'n kind van die Here se lewe, wat die Here soek en wat die Here vrees en hom bewaag? Hy sê, dis iemand wat sy tong bewaar van die verkeerde. Wat sy lippe bewaar, dat hy nie bedrog spreek. Hoeveel keer per dag, per week, per maand, spreek ons negativiteit, spreek ons vloeke dalk uit oor mekaar, skinder ons van mekaar, sê ons mekaar sleg, praat ons agter mekaar se rug. Vers 15 dan sê hy, wyk af van wat verkeerd is. Moenie doen wat verkeerd is, nie in jou oë of in iemand anders oë nie, maar wat verkeerd is in God se oë. Doen dan obviously dit wat reg is, wat goed is, en soek die vrede. Eerste, soek vrede met God. Maak seker daar is vrede tussen jou en die Here, en maak dan ook seker, soos Paulus sê, ook sê, doen alles moontlik om in vrede saam te leef. Maak seker, so ver as wat dit moontlik is, dat daar vrede is tussen jou en jou broers en susters in Christus. Die vrees van die Here is een om te erken wie hy werklik is. En dan om tot hom ontzag na hom toe te nader met 'n respek. Ontzag is 'n betekenis, 'n diep gevoel van eerbied, respek en bewondering. Hebreërs 12 vers 28 tot 29 sê daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Die koninkryk van hierdie land het lankal gefaal. Koninkryke van die wêreld het lankal gefaal, en dit is chaos. Dit lyk verskriklik. Maar die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God is onwankelbaar. Daar is niks wat daardie koninkryk kan tref. Geen resessie, geen aardbewing, geen oorlog, niks kan teen die koninkryk van God staan nie. Dis onwankelbaar. Hy sê so, laat ons dankbaar wees. En so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want ons God is 'n verterende vuur.
Baie keer ons weet nie wie ons dien nie. Die God wat ons dien is 'n vreeslike Godheid. Hy's 'n liefdevolle God, hy's 'n goeie God. Hy's die God van vrede. Hy is heilig, hy is almagtig. Hy blaas en ons is weg. Hy dink 'n gedagte en ons is nie meer nie. Sy oë is soos vuur vlamme en wanneer hy praat is dit soos waters wat dryf. Dis die God wat ons dien. Hy's 'n verterende vuur en daarom moet ons hom vrees. Ons moet wanneer ons hom na hom toe wil nader, moet ons hom met respek nader en ons moet ook weet dat hy heilig is. Daarom sê Spreuke 4:8 vers 13, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Ons is vandag lief vir wat sleg is en ons haat die goeie. Ons noem dit wat goed is sleg en dit wat sleg is noem ons goed. Dan sê Dawid in vers 16, die oë van die Here is op die regverdig is, op die wat die Here vrees, op die wat goed doen, op die wat sy mond bewaar, op die wat die Here gehoorsaam en wat hom vrees. Die oë van die Here is op die regverdig is en sy ore tot hulle hulp geroep. As jy wil hê die Here moet jou hulp behoor, as jy wil hê die Here moet jou gebede beantwoord, begin om die Here te vrees, begin om 'n respek vir die Here te hê, begin om hom te gehoorsaam, begin om dit wat verkeerd is te haat. Is in vers 17, want die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Dis teen die wat God nie vrees nie, dis teen die wat verkeerd doen. En om hulle gedagtes van die aarde af uit te roei, vers 18, hulle roep, dis die wat die Here vrees, hulle roep die Here en die Here hoor. En hy red hulle uit, nie uit van die benoudhede nie, maar hy sê uit al die benoudhede. Vers 19 sê, of het skryf, hy sê die Here is naby, sê net naby. Hy is nie naby enige iemand. Hy is naby die wat gebroken van hart is. Dit beteken nie, jou kerel het jou verneek en jou hart gebreek, want hy nie hierdie man vir jou blomme gekoop of jou gesê is lief vir jou nie. Hierdie is die wat gebroken is van hart as gevolg van hulle sonde. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. Laat my dink aan Matteus 5 vers 3 tot 4 wat sê salig, geseënd, gelukkig is die arm van die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Arm van gees is om te besef dat I am poor without him. Ek gaan nie met aardse rykdom nie. Jy kan Elon Musk wees en die rykste man in die wêreld wees, but if you do not have him, you are poorer than poor. Selfs daai geld sal nie vir jou plek koop in die hemel nie. When you have him, you are richer than rich. Dis al wat ons nodig het is die Here. Hy sê dan ook, en salig is die wat treur. Nie huil vir enige ding nie, maar huil oor jou sonde. Huil omdat jy arm is van gees. Huil omdat jy weet jy het die Here nodig, want hulle sal vertroos word. Vers 20 in Psalm 34 sê Dawid, hy sê menigvuldig. Hy sê net so, my menigvuldig is die teëspoede. Kan iemand sê amen? Amen. Jy ervaar teëspoed in hierdie vanmôre, jy het dit nou in jou lewe, jy ervaar, dis die een ding op die ander. Kan ek net sê, nie skaam wees vanmôre nie. Hy sê menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, die wat God vrees, die wat gehoorsaam is. So don't be surprised. Moet ook nie dink dat as iemand deur 'n moeilike tyd gaan, hy het gesondig of hy het iets verkeerd gedoen nie. Want die woord sê menigvuldig, baie is die teëspoed van die regverdige, die Here nie. Surprise, maar as jy die Here wil dien, gaan dit gaan 'n prys kos, dit kom nie sonder teëspoed nie. Maar, sê net maar,
Ek het in Afrikaans geleer, maar kanselleer dit wat voor dit is. Maar uit die almal, uit al die teëspoed, die menigvuldige teëspoed, red die Here hom. Daar's baie teëspoed, maar uit almal red die Here hom. Daarom hoef ek nie skaam te wees nie. Ek hoef nie beskaamd te staan nie. Ek hoef nie met 'n rooi gesig te staan nie. Want al gaan ek deur die teëspoed, al gaan ek deur die moeilike tye in my lewe, ek kan net opkyk na hom en weet, hy het reeds die antwoord. Hy gaan vir my deurkom. Vers 21, hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Hierdie is 'n profesie van Jesus. Wanneer hulle 'n lammetjie gebring het om geoffer te word, het die Here gesê dat die offerlam moet sonder gebrek wees. Dit wat hy soek is perfek, die beste. En dan het hulle ook gesê dat wanneer hulle hierdie lammetjie geoffer het en dan eet, mag hulle nie een van sy bene breek in die proses nie. En ons het baie jare, en ek self het dit al baie gepreek, want dis maar ons groot geword het en geglo het, is dat wanneer 'n skaapie afdwaal, dan word sy bene gebreek en hy word gedra, wat eintlik maar 'n myth is. Alles hier wat die woord van praat, is eintlik om te verwys na Jesus Christus. Wanneer Romeine het die gewoonte gehad, dat wanneer hulle die sondaars op die wat bedrog gepleeg, misdaad gepleeg het, aan die kruis gehang het hulle knie gebreek, hulle bene gebreek, sodat hulle vinniger sou sterf. En hulle het die twee wat langs Jesus gekruisig was, se bene gebreek, maar toe hulle by Jesus kom, was hy klaar dood. En sê Johannes 19 vers 36 vir ons, want hierdie dinge het gebeur dat die skrif vervul sou word. Wat is skrif? Wanneer jy die lam bring, want Jesus is die perfekte lam, moet hy sonder gebrek wees. Hy het nie sonde gehad nie. En mag jy nie die bene breek nie, sodat die skrif vervul sou word. Geen been van hom sal gebreek word nie. He is the Messiah. He's the Son of the living God. Vers 22, die onheil maak die goddelose dood, en die wat die regverdige haat moet daarvoor boet. Die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Anders sê vir my ons. Dawid vlug van Saul af. En hierdie woord, hierdie belofte van die Here ontvang, hy is gesalf as koning van Israel. Ek dink nie Dawid het geweet hoe dit sou gebeur, hoe dit sou wees nie. Want Saul is nog koning, Saul sit nog op die troon. En hy het Saul gedien, hy het respek vir Saul gehad. Toe Saul agterkom dat hy verwerp is deur die Here en dat 'n ander gesalf is vir koning, het hy jaloers geraak en hy wou Dawid doodmaak. Dis wat gebeur wanneer jy die Here van hom af wegdraai. Wanneer jy in jouself begin roem, wanneer jy begin groot word in jouself. Dawid moet vlug. Hy bevind homself tussen die Filistyne. Sy vyande, Israel se vyande. En hy raak vreesbevange. So vreesbevange dat hy nou maar maak of hy mal is, net sodat hulle hom kan gaan en hy gaan kruip weg in die grond. En daar skryf hy vir ons Psalm 34. Ek wil die Here altyd loof. Hy skryf hierdie Psalm 2 redes, vers 5 en vers 7. Hy sê die Here gesoek en hy het geantwoord en hy het al my vrese het hy my gered. Vers 7. Ek het die Here geroep, hy het gehoor en my het al my benoudhede en hy my verlos. En daarom sê hy, ek sal die Here loof. Sy
Sy lof sal altyd deur my mond wees, my siel sal hom beroem in die Here, want niks wat ek nou het, en niks wat ek, dit was nie ek nie. Hulle sing hierdie liedere oor Dawid. Hulle besing sy lof, hy sê, maar dit was nie uit my nie. Ek het nie Goliat verslaan uit my krag uit nie. Dit was om my siel sal hom beroem in die Here. Die ootmoedig is, die wat nederig is, sal dit hoor en sal met my ook bly wees. Maak die Here se naam saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en het met al my vrees gered. Hulle het hom aangesien. Hulle het in hulle benoudheid, in hulle vrese het hulle gesig na die Here toe gedraai. En hulle gesigte, hulle aangesig het gestraal van vreugde. Hoekom? Hulle gesigte hoef nie skaam te kry nie. Want hulle weet dat die Here, die God wat hulle dien, al is die beproewinge en die dinge in my lewe baie, menigvuldig, hy sal. En hulle het hom aangesig, van hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig om nie rooi van skaamte te word. Hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor, en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van die Here trek hulle daar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here, o Heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek het geen gebrek aan enigiets nie. Kom kinders, luister na my, ek wil julle die vrees van die Here leer. Wie is die man wat hom lus in die lewe, wat die lewe lief het en om goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is en jou lippe, dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is en doen goed, soek die vrede en jaag daarna. Die oog van die Here is op die regverdig en sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagte van die aarde af weg te roei. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Ons leer uit hierdie psalm van Dawid, die wat hulle roem in die Here, die wat hulle gesig draai na die Here, die wat roep na die Here, die wat hulle fokus op hom plaas, die wat hulle hoop in die Here plaas, die wat God en niks anders en niemand anders vrees nie, die wat by die Here skuil, dit is hulle wat nie beskaamd sal staan nie, dit is hulle wat gered sal word, dit is hulle wat verlos en beskerm sal word, dit is rondom hulle wat die engel van die Here sal kan opslaan, dit is hulle wat nie gebrek sal ly nie, dit is hulle wat sal straal van vreugde. So die uitnodiging is, come, taste and see for yourself. Moenie net my woord vat dat die Here goed is nie. Sien ek of jou sê, heuning is soet. En dan kan jy die kennis daarvan hê en weet, ok, heuning is soet, want Gerard het so gesê. Ek kan vanmorgen vir jou sê, die Here is goed. Dawid kan vir jou sê, die Here is goed. Die Here antwoord gebede. Die Here sien jou raak. Maar is iets anders om hom te beleef vir jouself. To taste and to see for yourself. Ek kan sê, heuning is soet, maar wanneer ek vir jou heuning laat proe, then you can say, I have experience. Ek ken nie net dat dit soet is van wysheid of van kennis nie. Ek ken dit, want ek het dit geproe. Dis dieselfde met die Here in hierdie woordskool ook, dit wat ons behandel op 'n Woensdag aand. Ek sê baie keer, Donald Trump hou blykbaar van McDonald's. Nie omdat ek daar was en dit gesien het en self uit sy eie mond het gehoor en ek het gelees, iewers in 'n koerant wysgedruk, of ek weet nie waar nie, iewers op 'n sosiale media video, dat hy werklik hou van McDonald's. Maar dis nou kopkennis by my. Ek kan nie sê ek ken nou vir Donald Trump, ek weet van hom. Wanneer ek saam met hom geëet het, wanneer ek saam met hom dan aan sy McDonald's gesmil het, en 'n gesprek met hom gehad het, dan kan ek hom sê, ek ken hom.
En baie kinders van die Here weet van die Here, want hulle sit Sondag en Sondag en Sondag en Sondag en uit in die kerk van die Here. Hulle hoor van die Here, but you have never tasted and seen the Lord is good. You've never experienced Him for yourself. En daarom, wanneer die bekommernisse van die lewe kom, verstik die saad binne in jou. Dan fokus jy op die bekommernis, jy fokus op die siekte, jy fokus op die finansies wat nie daar is nie, in plaas van die een wat voorsien, die een wat genees, die bron van lewe. Woensdag aand het ons mekaar gevra, is jy waarlik gered? Iemand wat waarlik gered is iemand wat nie ek hoef vir jou te sê. Niemand het vir Dawid kom sê, wat is jy in hierdie gat nie? Draai jou aangesig na die Here toe nie. Hy geweet, hy besef wie is vrees, en ek moet nou die Here soek, ek moet nou die Here roep. Dis die tyd wat vir my hier in hierdie benoudheid kan help. As jy waarlik 'n kind van die Here is, sal jy wil ongehoorsaam. Dit beteken nie jy gaan dit altyd reg kry nie. Dit beteken jy gaan foute maak met tydjie. Maar as jy die begeerte, daar is die verlange in jou hart, dat jy hom nie wil seermaak nie, dat jy hom nie wil teleurstel nie, dat jy net hom wil behaag. Ek en jy, kind van God, moet op 'n plek kom waar ons niks en niemand vrees behalwe God nie. As die weervoorspellers vir ons sê, julle pas op, daar was 'n aardbewing en daar kom 'n groot tsunami, dan sê ons in hierdie klein mond, ek sal dit nie vrees nie, want my God wat ek dien, is die skepper van hemel en aarde. My vrou lees vanmôre, Matteus 8, en ek as ek reg is, sien ons saam met Jesus op die skytjie en daar is 'n storm. Wat doen hulle? Vrees vir die storm. Ek sal ook benauwd as hierdie klein mond se winde waai. Dit is glad nie lekker. Maar Jesus wys vir ons eintlik hoe dit moet lyk, as hy lê in die skytjie en hy slaap. Hy word nie eens geroer deur die storm. En hulle gaan, hulle maak hom wakker van angs en sê, Here, gee nie dan om dat ons wees om verlore te gaan. Hy sê, o, jy klein gelowiges. Ons moet op 'n plek kom van God dat ons deur die storm kan slaap. Want ek weet wie ek is, nie in myself nie, maar in hom. And his eyes are on me, 24/7, 7 days a week, 365 dae van die jaar, is sy al oë op my. Hy weet wat met my aangaan, hy weet wat in my lewe aangaan, hy weet wat ek nodig het, wanneer ek dit nodig het, hoe ek dit nodig het. En al is die storm so baie in my lewe, hy sal, ek moet dit vanmôre vir myself sê, ek moet dit vanmôre vir jou, hy sal, sê dit saam met hy sal, doen dit vlees en hy sal, hy sal, hy sal, hy sal, hy sal, wat hy wil. Jy is syne, kosbaar, hy weet hoeveel hare is op jou kop, hy het jou geken voordat jy gevorm is in die moederskoot. He loves you. He loves you. In hierdie wêreld hang ons elektriese fencing en drade en ons sit alarms en ons sit kamerastelsels en ons doen al hierdie goeders en steeds hou dit die vyand nie uit nie. As altyd 'n nuwe skiem, as altyd iets nuuts wat hulle uitfigure om nog steeds in te kom. En hoe hoor jy die mure maak, hoe meer drade en goed en ligte en alles jy opsit, hoe meer dink hulle daar's iets wat hulle daar binne kan kry en kom hulle. Dan ek jou vanmôre gesê, daar's geen kamera, daar's geen sekuriteit, daar's geen niks in hierdie wêreld wat jou kan beskerm soos die Here jou kan beskerm nie. Ons moet ons geloof so in hom begin sit. Kaste vol kos hê. Ek het dit gehad. En een môre by my woonstel gekom en hulle het leeg gesteel. Ek het naweek by my ma gaan slaap. En ek kom daai oggend by die woonstel
En selfs die toiletpapier wat ek net Vrydag gekoop het, is gone. Jy kan 'n kas vol kos hê, môre is dit weg. Jy kan die kas oopmaak en natuurlik en die wurms en die motte en al die pestilensies jou kos opgevreet en is die kos vol mif. Jy kan nie jou hoop op dit sit nie. Jy kan 'n bank vol geld hê en 'n pensioen en weet nie wat se polisse en alles te nie. En jy kan jou oog knip en dit is weg, val in hierdie land. Niks is seker nie, geen bank, niks is seker van môre nie. Nie jou huwelike nie, nie jou man nie jou vrou nie, hulle kan môre wegval. Die Here kan hulle nou in hierdie oomblik vat. Daar's net een ding wat seker is vir môre en sy naam is Jesus Christus. Ek begeer dat ons op 'n plek kan kom, dat wanneer ons hier by mekaar kom, dat ons die Here kan loof en prys nie vir wat ek kan kry nie, maar vir wie hy is. Ek weet die stoele word hard. Ek weet dit is nie lekker nie. Maar ek bid die Here dat ons op 'n plek kan kom, dat selfs die stoelman kom sit op die grond, bring jou couch van die huis af, doen wat nodig is. Dis 'n uur en 'n half 'n week. Baie van ons het nie eens hierdie week tyd saam met die Here spandeer nie. Dis touch and go. Jy sit hier vanmôre wat jy wil hier 'n woord van die Here ontvang, want jy het niks vir die afgelope 6 dae in jou binnekamer gekry nie. Nie omdat die Here nie wil praat, jy begeer, hy sit en hy wag vir jou. Hy wag vir my. Hy begeer om met ons te praat, maar jy is te besig. Alles in jou lewe kry voorrang. Kry prioriteit. Jou man, jou vrou, jou kinders, die voël, die hond, die kat, alles is prioriteit, maar as dit kom vir die dinge van die Here, moet hy terugstaan, moet hy een kan staan, want ek is te moeg, ek is te besig, ek het nie tyd nie. Ek sê dit met liefde vanmôre, maar ek wil hê jy moet die Here se hart loop, maar as 'n hond jou weghou van die Here af. Verkoop die hond, sit die hond uit. God is more. Vir jou vanmôre sê as jou werk uitput, kry jy ander werk of los jou werk nie. Ons in hierdie lewe in 2026 het ons slap geword. Ons gee 2 tree tot die toilet, dan is ons moeg. Maar die Here het die kruis gedra en sy bloed was sweetdruppels. Sy sweet was bloeddruppels gewees. En hy het nie een keer daardie Bobia Dolorosa die kruis neergesit en gesê, I had enough, ek kan hier nie meer van die engele kom haal my nie. Hy het eindelijk gesien vir my en vir jou. So ek dink nie as 'n diens uitsien nie. Mense in China en India, miskien moet ek so toe gaan, want dis op my hart begeer, is dat daardie mense sal daar sit onder die geklank van die Here, onder die woord van die Here. Hulle sal ure spandeer om te worship en te bid, maar hier in Suid-Afrika het ons vet gevreed geword. We are so full of life and full of ourselves that we don't have the hunger or a desire for Him anymore. O Here, help ons. You are the one and only true God. Here, maar elke dag buig ons, Here, voor afgode in ons lewe. Ons buig voor mense, ons buig voor besighede, ons buig voor geld, ons buig, Here, voor alles behalwe U. Vra ons hoekom gaan dit met ons soos wat dit gaan. Het is nie eens altyd, Here, dat U ons straf nie. It's just a result that you are not connected into the source of life. It's the results of your own doing. Ek kom vanmôre, Here, en ek vra, Here, vergewe ons. Vergewe ons, Here, dat ons dinge en mense, vrees, omstandighede, siekte, die dood, alles anders vrees behalwe U. Vergewe
Vergewe ons, Here, dat ons laks geword het. Vergewe ons, Here, dat ons so nevermind is, dit is met ons verhouding met U. Vra Here vanmôre kom. Heilige Gees, kom spreek tot ons hart. Kom verander ons lewe. Kom vat totaal en al by hier. Want wat ek is uit genade, wat ek het is vir my gegee. Ek is maar net stof. En Here, mag ons môre besef dat die feit dat ek vanmôre hier staan en sit, is genade. Mag ek vanmôre besef dat dit is dalk die laaste kans wat ek het. So ons kom vanmôre en ons buig voor U. Ons verklaar U is God. En maak nie saak deur wat 'n storm ek in my lewe gaan nie. You are able to keep me through it all. Wanneer ek bid sal U hoor. Wanneer ek soek sal U antwoord. En waar jy sit, gee net oor vir die Here. Ek wil nie net hê dat ons in hierdie gemeente moet hoor van die Here, dat jy moet die Here vir jouself beleef. Come and taste and see that the Lord is good, that He is who He says He is. So vol trots wees dat jy dink jy nie hierdie Here nodig het. En as jy nodig het vanmôre, gee net die woord, gee net al jou vrese, al jou bekommernisse, al jou insecurities, al jou offenses, almal wat jou seer gemaak het, almal wat jou gee net alles vanmôre vir die Here. As jy swaar dra vanmôre, is dit jou eie skuld. Hy sê, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. My juk, my las is Vader, ek bid vanmôre dat U Gees die naprediker van hierdie woord sal wees. Here, mag elkeen wat vanmôre hierdie woord gehoor het, dit vat. En mag ons Here nie net hoorders wees nie, maar ook daders. May we be good stewards of this word this morning.